Die spoed waarteen ons leef om alles gedoen te kry, maak dat ons met spoed moet slaap in die nag, met spoed moet opstaan, met spoed moet werk toe gaan en vanaand met spoed kos maak en na die kinders se huiswerk kyk. Die lewe het so vol geword dat dit soos 'n prestasie voel as ek 'n dag oorleef het. Met al die gejaag van die lewe word ons so gefokus op die hier en nou, dat ons maar min tyd gee om te dink oor waar ons gaan eindig as ons vandag ons lewe moet verloor. As die Here Jesus in Matteus 24 vers 43 tot 44 praat oor die dag van die laaste oordeel, dan sê hy dit sal onverwags soos 'n dief in die nag wees. Toe ek 'n kind was daar 'n gesprek onder die kinders oor wat hulle sal doen as hulle weet, hulle het nog net 24 uur oor. Dit was 'n ligsinnige gesprek, maar uit die antwoorde was dit duidelik dat min vir hulle gereed was. Wat sal jy anders doen as jy weet, jy het nog net 24 uur oor? Moet jy dit nie sommer nou begin doen nie? As Paulus in Filippense 1 vers 20 tot 26 praat oor sy gereedheid om te gaan, dan sê hy dat sy lewe en sterwe Christus is. Hy stel dus al sy vertroue in Jesus Christus, wat Johannes 14 vers 6 sê, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Jesus Christus in sy lewe maak hom gereed om enige tyd te kan gaan. Die werklikheid is dat nie een van ons weet wanneer dit ons tyd is nie, maar ons almal moet altyd gereed wees. Is jy gereed vir die koms van die Here? Is jy gereed dat die Here jou enige tyd kan kom haal? Is jy seker dat die lewe vir jou Christus is en sterwe wins?